Baie welkom by hierdie week se Woensdag Woord en dankie dat jy ook weer inskakel. Nou, ons is in die pylvak van 2025 en ek is seker elkeen van ons kyk ook terug met 'n ander perspektief op die afgelope jaar. Vir party van ons was dit 'n jaar propvol seën en vooruitgang. Dalk is daar 'n klomp mooi herinneringe waaraan jy kan terugdink en ook 'n klomp vreugde. Maar vir baie van ander van ons het dit dalk gevoel soos 'n baie hoë berg wat jy moes uitklim, sonder om ooit die piek te bereik. Dalk was dit 'n jaar vol onsekerheid. Dalk was daar siekte in julle familie, of selfs groot verliese of teleurstellings. Dalk sit jy nou vandag en jy kyk na hierdie video en jou siel is moeg, want jy voel jy het alles gegee, en steeds het dit by tye gevoel of dit ook nie genoeg was nie. So jou emosionele tank is leeg en jy is dalk moeg. Nou so 'n paar maande gelede ry ek op pad huis toe en ek voel 'n ongemaklike vibrasie op my stuurwiel. Nou dis niks drasties nie, maar is tog iets wat 'n mens dadelik voel terwyl jy bestuur. Toe ek by die huis kom, stap ek om die motor en ek sien een van die bande is effens pap. En ek laat dit toe pomp by die vulstasie en ek het nie veel weer daaraan gedink nie. Maar 'n week later toes die band weer pap. Nou dit was soos wat die Engelse sê, 'n slow puncture. Dit was geen dramatiese ontploffing van 'n band of skielike skade van 'n pothole nie. Net 'n konstante, byna onsigbare afname van druk, bietjie vir bietjie. Nou sommige van ons het dalk ook hierdie jaar so gevoel. Nie soos iemand wat in 'n botsing was nie, maar soos iemand met 'n stadige lek van die siel. Geen groot traumas of krisisse waaraan jy kan dink nie, maar jy het daagliks maar net aangegaan met jou roetine. Jy het gedoen wat nodig was, jy het gewerk, jy het ander gedien, jy het geluister, maar jy het ook gebid en geglo. Maar as jy eerlik is, het jou energievlakke stadig maar seker afgeneem. Die vreugde het oor tyd verdamp en die hoop is effens afgeblaas. Nou dis die gevaar van stadige lekkasies. Mens sien hulle nie altyd raak voordat dit te laat is nie. En ek dink daarom is dit ook so belangrik om hier waar ons aan die einde van die jaar kom, ook weer 'n bietjie eerlike selfondersoek te gaan doen. Om stil te raak en te vra, is daar plekke ook in my lewe waar dit ook op die oomblik vir my voel of my siel stadig aan leegloop? Miskien het jy 'n klomp emosionele laste gedra, maar jy het nie hierdie jaar genoeg by die Here gerus nie. Miskien het jy ander mense bemoedig en gehelp, maar jy het nie genoeg tyd aan jouself spandeer en jou batterye herlaai nie. Dalk was jy so besig met 'n klomp verantwoordelikhede, dat jy nie eers agtergekom het jy is besig om druk te verloor nie. Nou as dit is waar jy jou dalk vandag bevind, dan wil ek jou ook bemoedig, want daar is 'n ligstraal. Daar's 'n woord van hoop, wat blink soos wanneer die son deur die donderwolke skyn na 'n ewige donderstorm. En daardie hoop kom vir my uit een van die rouste en eerlikste boeke van die Bybel, die boek Klaagliedere. En ek lees vir ons so 'n paar verse saam, daar uit hoofstuk 3. Maar daar is een ding wat my weer hoop laat kry. Die Here hou nooit op om vir ons om te gee nie. Sy troue liefde het gekeer dat ons uitgewis is. Elke oggend is hy weer daar. Ek vertrou die Here, want hy gee vir my lewe. Die Here is goed vir elkeen wat op hom wag. Dit is goed om geduldig te wag vir sy redding. Nou hierdie woorde is nie geskryf vanuit 'n plek van gemak of voorspoed nie, maar dit kom uit die hart van iemand wat ook swaar kry en teëspoed geken het. Dit kom uit die ruïnes van Jerusalem. Ons weet op daardie stadium is die stad vernietig. Die volk Israel is verneder en selfs die tempel is afgebrand. En tog, daar tussen die as en die trane, hoor ons 'n stem wat fluister. Maar, ten spyte van alles, is daar een ding wat my weer hoop laat kry. En dit, moet ons hoor, is God se daaglikse vars genade. Nou sy genade laat my baie kere dink aan 'n kraan wat drup. Dalk het julle ook so 'n kraan by die huis. Daardie druppende kraan hoor 'n mens mos veral in die nag as alles doodstil en donker is. Elke paar sekondes dan val daar 'n druppel water. Dis amper klein en onbeduidend, maar dit hou aan.
Dit hou aan drup, selfs al slaap die hele huis. En so is God se troue liefde ook. Selfs wanneer alles stil of donker is, dan val sy genade nog druppeltjie vir druppel. Ja, jy sien dit nie altyd nie. Partykeer voel 'n mens dit ook nie altyd nie, maar dit hou aan. Daardie geduldige drup van God se goedheid wat ons dra, selfs ook in die droë seisoene van die lewe. Nou, hoe help die skrywer van die klaagliedere ons om ook hoopvol te bly en die toekoms ook met regop skouers tegemoet te gaan? Ek dink daar's 3 gedagtes wat uit hierdie gedeelte na vore kom. In die eerste plek moet ons vir mekaar sê dat God se liefde is nie afhanklik van jou en my omstandighede nie. Wanneer dinge skeefloop, dan vra mens mos altyd, maar waar is God? Maar hierdie teks herinner ons dat selfs in tye van oordeel en verlies en hartseer, het God ons nooit aan ons eie lot oorgelaat nie. Hy het gekeer dat ons vernietig word, sê die teks. En dit beteken, as dit nie vir sy liefde was nie, dan sou ons heeltemal vergaan het. God se liefde is daarom nie soos menslike liefde wat soms wipplank ry nie, maar dit is stabiel en standvastig en getrou. Maar hierdie gedeelte leer ons ook dat God gee elke dag vir ons net genoeg vars genade. Elke oggend is U maar weer daar, sê die digter. En hierdie is nie net 'n mooi poëtiese gedagte nie, maar dit is 'n geloofswaarheid. God se genade is daarom nie 'n eenmalige geskenk nie, maar dis 'n daaglikse voorsiening. Dis amper soos die manna in die woestyn wat elke oggend verskyn het, net genoeg vir daardie dag. En so gee God ook vir ons presies wat ons nodig het vir vandag. Nie vir volgende week nie, maar vir vandag. Bekende Tim Keller skryf in een van sy boeke, God gee nie net genade vir ons denkbeeldige toekomsprobleme nie, maar hy gee dit vir vandag. En daarom kan ek en jy ook in die aand met vrymoedigheid gaan rus, al weet ons nie altyd wat môre inhou nie. Want môre se genade is ook al reeds gereed om geskenk te word. En dan die derde gedagte wat hierdie gedeelte ons leer, is dat ons geduldig moet wag, want die Here sal red. Nou ongelukkig is dit die moeilike deel. Ons herinner mekaar gereeld dat ons in 'n kitskultuur leef, 'n kultuur waar ons dinge nou wil hê. Ons wil die antwoorde hê, ons wil verligting hê, ons wil verandering hê, maar ons wil dit nou hê. Maar 3 keer in hierdie kort teks, dan hoor ons iets ook van die waarde van wag. Dis goed, sê die teks, om geduldig te wag vir die Here wat ons red. Want God se tydsberekening is altyd volmaak. God laat hom nie aanjaag nie, maar hy is ook nie aspres laat sonder rede nie. En daarom moet ons gaan kyk, die Hebreëse woord wat verwag gebruik word, impliseer eintlik verwagting. Dis amper soos 'n wag wat uitkyk op 'n toring en dan die dagbreek oor die horison sien aankom. Dis in die wag dat God ook jou en my geloof slyp, wat hy ons karakter vorm en ook ons hoop versterk. En daarom is wagtyd nooit tydmors nie, maar is eintlik gevul met God se teenwoordigheid wat agter die skerms op 'n kreatiewe manier aan die werk is. Nou om so oor hoop te dink, laat ons ook besef dat hoop vir 'n gelowige is baie meer as net 'n positiewe gevoel, maar is eintlik 'n anker. Ons wag nie soos mense of soos iets wat vasgevang is in 'n lugleegte nie. Ons hoop is geanker in iemand. Daarom sê die gedeelte, ek sê vir myself, ek vertrou die Here, want hy gee vir my die lewe. En hierdie hoop is baie meer as net 'n mooi idee, ook aan die einde van 'n besige jaar. Dis die vaste sekerheid dat die God wat gister getrou was, ook weer môre daar sal wees. Want sy liefde vir ons hou aan. Sy genade droog nooit op nie. En selfs wanneer jou omstandighede nie verander nie, dan bly hy dieselfde. En dit is waarin jou en my hoop rus. Nie in omstandighede nie, maar in die karakter van God. So mag hierdie laaste maand van 2025 een wees waar jy nie net vaskyk in al die uitdagings wat jy moes trotseer en dalk al die dinge wat jou energie steel nie, maar mag jy saam met die skrywer van die klaagliedere ook getuig dat die Here se genade regtig elke môre nuut is en jou ook dra. Amen. Kom ons bid saam. Here, U is goed en U is getrou en U is altyd naby aan ons.
Dankie vir u liefde en die genade wat elke dag nuut is. Dankie dat u bewus is van elke deeltjie van ons lewens en dat u ons dra, veral ook deur die tye wanneer ons nie alles verstaan nie. Help ons om u te vertrou wanneer ons nie die pad kan sien nie, maar ook om rus te vind in u teenwoordigheid. Lei ons in hierdie laaste paar weke van 2025 en help ons om ons vertroue volkome in u te plaas. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.